Impak. Bly op hoogte van die jongste nuus op Pretoria FM. Die 2026 stadsrede van die hoofstad het vanoggend by die Universiteit van Suid-Afrika, UNISA, se Makkelneek kampus plaasgevind. Willie Spies, Vryheidsfront Plus burgemeesterskandidaat, het die verrigtinge bygewoon en gee sy indrukke. Goeiemiddag Willie. Middag Estie. Kom ons kyk na die stadsrede wat sekere prioriteite veral belig het. Wat het vir jou uitgestaan? Ja, eerstens wil ek sommer net oor die terminologie 'n bietjie ietsie sê. Die Engels vir die stadsrede is mos the state of the capital. Nou vir my is 'n goeie Afrikaanse vertaling vir the state of the capital is eintlik die toestand van die hoofstad. Want as mense deur die strate ry, dan beleef mense 'n bepaalde toestand. Nou, daardie toestand is ongelukkig nie weerspieël in die toespraak vandag nie. Die toespraak van vandag was eintlik 'n triomfantelike amper 'n groot breedsprakerigheid oor alles wat bereik is. Nou een van die goed wat byvoorbeeld bereik is, dat hulle sê hulle het vir die eerste keer sedert 2021 'n ten volle befondste begroting. Maar die hartseer is, daai ten volle befondste begroting het gekom teen 'n geweldige prys vir die belastingbetalers van die stad. Dit kom teen 'n geweldige prys vir die mense wat jaar na jaar, maand na maand gegooi word met munisipale rekening wat eintlik al so groot is dat elke grondbesitter in Pretoria begin beleef dat jou eiendom is eintlik nie meer jou eie nie, jy huur eintlik jou eiendom van die munisipaliteit af. Weens die heffings en die belastings en tariewe wat gehef word op daardie munisipaliteitdienste wat gelewer word of gelewer behoort te word daar waar jy bly. So ek beleef 'n geweldige kloof tussen die werklikheid aan die een kant en die prentjie wat geskets is in hierdie stadsrede. 'n Ander baie interessante kontras is natuurlik hierdie stadsrede aan die een kant en die werklikheid van die getuienis voor die Madlanga kommissie. Ons weet dat die afgelope 2-3 weke het die Madlanga kommissie kennis geneem van eintlik buitensporige beweringe van tenderbedrog, van oneerlikheid. Die burgemeester moes een van haar eie party se lede wat betrokke is en genoem moes word, het sy afgedank. Uiteraard is daar 'n ander lid wie se naam genoem word wat uit die ANC kom, wat sy nie kan afdank nie, want sy weet sy sit daar met die ANC se genade en sy sal nie die ANC-lede wat kroop is kan afdank nie. So dis die realiteit waarmee ons is, hierdie geweldige kloof, 'n kloof tussen die werklikheid op die grond en die mooi prentjie wat daar in die stadsrede geskep word, en dan ook hierdie geweldige kloof tussen wat mens beleef en dit wat daar gesê word. En ook die kloof tussen dit wat by die Madlanga kommissie getuig is en dit wat die burgemeester vandag oor groot gepraat het. So ek het maar met 'n bietjie van 'n gevoel van ontevredenheid daar weggegaan vandag. En ek sien geweldig uit na die verkiesing wat voorlê. Ek sien uit na 'n verkiesing waarin daar 'n groter verteenwoordiging vir die VF+ en ander oppositiepartye gegee gaan word om hierdie stad oor te neem en reg te ruk en in die regte rigting te stuur en bovenal is om hierdie kloof wat tans bestaan tussen die stad en die gemeenskap wat die stad bedien, om dit te oorbrug. Willie, jy het eintlik nou gepraat oor 'n heel paar klowe wat te sien is. Die een gaan oor die dienslewering en die infrastruktuur wat nie strook met wat daar gesien kan word waar die tekkie die teer slaan nie. Die ander aspek is die Madlanga kommissie. En alles wat daarmee gepaard gaan. Watter invloed het dit op die metro se politieke stabiliteit op hierdie stadium? Dit is ongelukkig baie stabiel op die oomblik. Die enigste onstabiliteit wat moontlik was, kyk as die burgemeester werklik waar konsekwent wou wees en as sy werklik waar met die gesag opgetree het wat 'n burgemeester veronderstel is om op te tree, dan sou sy ook die ANC-lede van haar burgemeesterskomitee afgedank het wat by hierdie korrupsie geïmpliseer word. Sy het slegs die Action SA lid waarvan sy 'n partygenoot is afgedank, want daar het sy beheer, maar sy het geen beheer oor die ANC nie. So wat die burgemeester eintlik nie vir ons sê nie, sy sit daarso op die genade van die ANC en sy sit daarso wel wetende dat as sy 'n voet verkeerd sit teenoor die ANC, dan sy haar posisie as burgemeester kwyt. So daar is 'n stabiliteit in regering, die koalisie word nie op die oomblik uitgedaag of uitgestem nie, maar die stabiliteit wat daar is 'n
gesonde stabiliteit. Dit is 'n stabiliteit wat geskep word deur mense wat weet jy kan nie die vletjie blaas oor korrupsie en jy kan nie mense wat korrup is in die pad steek nie, want dan verloor jy jou eie werk. En dis hoekom dit so belangrik is dat die verkiesing wat Oktober plaasvind of November gaan plaasvind, 'n geleentheid is om werklik mense wat korrupsievry is terug te stem in die regering. Wat is ten slotte die praktiese stappe wat gedoen kan word en gegeewe dit wat homself nou afspeel in die metro, is 'n koalisieregering effektief? Kan dit effektief wees? Dit kan absoluut effektief wees en is baie belangrike koalisieregering. Ons moenie sê ons is gekant teen koalisieregerings nie. Koalisieregerings is hier om te bly. Koalisieregering is die manier waarop Suid-Afrika geregeer word op die oomblik, waarop elke provinsie regeer word en hopelik elke liewe stad en munisipaliteit in die land regeer gaan word. Ons het 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging wat 'n veelpartydemokrasie behels en verskillende partye in verteenwoordig is. Ek is betrokke by die VF+. Ons is 'n party wat Afrikanerbelange bevorder en 'n party wat selfbeskikking bevorder, wat regering so naby as moontlik aan die mense wil hê en hierdie klowe wil oorbrug wat op die oomblik tussen die mense en die regering bestaan. En ons moet koalisies gebruik om daardie doelwitte te bereik. En daardie koalisies is belangrike geleenthede want dit gee vir ons gemeenskap, die mense wie ons verteenwoordig, toegang tot regering en dit is absoluut nodig om 'n verskil te kan maak. Dit kan gebeur as die reëls van die spel baie goed geskryf word in 'n goeie koalisieooreenkoms, as daar 'n absolute onverdraagsaamheid teenoor skelmstreke is, 'n absolute onverdraagsaamheid teenoor korrupsie is en as daar toewyding daarin is om mekaar te respekteer as koalisievennote en die stad op 'n manier vorentoe te vat in belang van almal wat hier bly. Want as ons 'n posisie kan kry dat die belange van die Afrikaner mense in hierdie stad en die belange van die res van die stad se bewoners met mekaar gesinkroniseer kan word en ons kan sê maar almal het goeie betroubare watertoevoer nodig, almal het goeie elektrisiteitstoevoer nodig. Almal wil graag sien dat sy eienoomsreg beskerm word en almal wil graag sien dat daar nie allerlei ongewenste ontwikkelings hier rondom jou plaasvind nie. As 'n mens daai gemeene deelers kan vestig in 'n koalisieregering, dan kan jy eintlik 'n baie goeie duursame regering kry waar daar verskeidenheid is, maar tog eendragtigheid in die rigting van goeie regering. En dis waartoe ons verbind is en dit is wat ons graag by die VF+ wil regkry in die tyd wat kom. Dankie, dit is Willie Spies, Vryheidsfront Plus burgemeesterskandidaat.